Kamp is net 'n fancy woord vir sukkel. Goeie dae vir muskiete wat plaas. Die dishwasher is te veel gevra. Vat, slet sappies en 'n bottel brandewyn los. Net jou make-up man, jy lyk fyn. Vat, 2 roosters en 'n lang braaitang los. Goed om teen die mure te hang. Nee kyk, ek het klaar besluit. Kamp is net 'n fancy woord vir sukkel. Welkom terug by deel 2 van ons kampoorlewing by die Bergrivier Oord met Smiley, die oulike karavaan. Met 'n dag van sukkel agter die rug en 'n lyf wat pyn, word ons wakker op 'n kampterrein wat bietjie natter is as die vorige dag. So 1:30 die oggend het die druppels ons bietjie wakker gehou en ek was slim genoeg om alles buite te los, want ek is die beste en jy kan my niks van kamp vertel nie. Ek het vanoggend 2 uur ek het die stoele ingebring. Ek het hy is die stoele ingebring. Ons kan sit. Vanoggend 2 uur toe bring ek die stoele in. So dit is nou nie nat gereën nie. Ek het die stoof ook al gebring. Nee, Ek het die stoof, ek het gedink losie. Buite vergeet. Ek het gedink losie stoof. Met 'n koffie in die lyf doen ons inspeksie en dis toe my vrou my wys. Ek het nie eintlik die tent storie klaar opgeslaan nie. Nou gaan dit inloop. Want kom kyk hierso. Slaan asseblief die penne in. Slaan asseblief die penne in. Weer. Ek het jy nie die penne ingeslaan die ding, hè? What you do? Ag nee man. Okay, apparently was ons nie gister klaar geweest toe ons die tent opgeslaan het, hè? Ek is nie die ergste nie. Ons staan nou net die een hoekie. Okay, maar nou ons moet hierdie hoek ook uitfigure so. As dit 'n storm was ons nie hier nie. Het ons aan huis toe gegaan. Nee, ons sou nooit gekom het. Ek sê die kanse tent het ook een van daai dakkies gemaak met die water in. Maar ons vergeet ons tafeltjie staan Hier nie. staan jy hier, dan sê jy vir my Ek gaan die water vang, ja. vang die water. Ek gaan die water vang as dit afkom. Jy is so magical, jy kan die water vang. Vang die water, bly net daai kant. Ek gaan al wat ek gaan doen is kyk. Die lekker ding van hierdie kampterrein is die gratis dammetjie. Elke kampterrein het 'n dammetjie wat jy self in kan speel. Ek voel 'n klein bietjie mens nou. Gou gaan stort. Stort is 'n stort en die badkamer is 'n badkamer. Is nou nie enigiets wat jy daaromtrent kan sê nie. Ek dink my enigste complication was hierdie hele ding wat jy met plakkies aan moet stoor. Ek is confused. Om 'n onderbroek te navigate deur plakkies aan, dit is moeilik. So dit was nogal 'n challenge. En 'n jean. Nou jy die een voet uit die plakkie uit, dan moet jy die ja. Ja, hardloop 'n eekhoorntjie rond. Ek wonder of ek hom kan vang. Ek wil nie vang nie. Op kamera vang. Ek sal moet zoom. Nee, ag, gaan hy in die bome. Met 'n brekkie aan die broei besef ek dat my dieselprobleem en ons kosprobleem het nie self verdwyn nie. Ek moet ten minste 'n plan maak met kos kry omdat ons amper alles vergeet het. En ek wonder toe, hoe akkuraat is daai Checker 6060 advertensies regtig? Ons missie nou is om te kyk of ons kan Checker 60 hier op ons kampterrein. Adres name maak dit net gou camp. Okay, so ons weet nie of ons kan Checker 60 nie. Ons het maar net 'n klomp random nonsens in die app ingesit en gesê ons kamp nou maar hier en ons plotnommer randomly ingetik want die adres is die adres van die hele kampterrein. Maar ons het 'n Checker 60 bike gesien hier verbykom. So miskien kan ons boerewors en chicken wings kry. Terwyl ek soos 'n clown by die karavaan staan en wag vir Bikeman, soos my klong hom gedoop het, hallo, kry ek 'n oproep van die einste Bikeman wat al self voel hy kamp, want hy staan al hoe lank by die ingang vir my en wag. I am driving for Checkers. I am the boom. I'm still waiting because he is not coming in. do they not allow you to go in? He's not coming in.
I'm gonna walk then to you. I'm gonna come to the boom, okay? Okay, I'm waiting. Alright, now I'm close by. I'll see you now. Staan nie, bra. Celestin! How many bags is it? 3 bags? No, 4. 4 bags? Oh It's my not goodness. too big. Eh? It's not too big. Small piece. Alright, let's take the light ones first. I know which ones is light, which ones are heavy. This one's heavy. Okay, Yeah, thank you. that's it. I appreciate it. Gelukkig vir my was die familie besig om op die parkie te speel naby die ingang, want my brein kon nie lekker die somme maak om kamera te dra sowel as die 60 sakke nie. En nou dat ons weet 'n ou kan 60-60, ten minste na die Bergrivier oord, is daar 'n bietjie spasie vir rustig raak. Want hier by die Bergrivier oord is actually verskeie goed om te doen, onder andere met 'n tube dryf op 'n rivier. So, ons pak die groot trek na die kafee om hom te toets en ek wys jou sommer so 'n bietjie net hoe dit hier lyk. Dan gaan hulle nou hier by die rivier afgelei. Ek gaan hom op die kant moet loop om dit te kan verfilm want ek het 'n backpack en ek het kamera goed by my, so ek kan nou nie self in die tube rondtykie. Dit pas my bietjie. Say jy visje. Dis is die eiland ek is saam dis goed. Boetie besluit hy gaan maar liewer die tube skiep, want die water is te koud en hy wil klippe gooi. En ek is nog nie heeltemal seker of Diano en Dionay tube gery het of tube gesit het nie, maar hulle beweeg daarom. Ooh, dandelion. Limbs are starting to pay. Are you that cold? Hulle het hom nou 'n bietjie tube gery. Ek is nie so seker van die waarde van die rit nie. Nie omdat dit nie die moeite werd is as jy 'n heel dag trip wil doen nie, maar ek dink nie hulle gaan weer gaan nie. Die water is baie koud, so verstaan ek. Maar is nog vroeg. As daai 2 ure het ook begin slat, raak dit 'n ander storie. Dan gaan hulle teen toe aangewewe inspring. Ons is dan by die rivier, ons is aan die vlakkant, maar sit te wyd om daai deeltjie te doen nie. Ek was nuuskierig oor wat ander mense dink van kamp en wat hulle verkies om te pak en te los. Maar 'n ou val mos nou nie net met 'n zip by die kamp in nie, so ek het my vriende by Jimmy's Steakhouse Sauces gevra om my te help met 'n paar geskenke sodat ek 'n verskoning het om myself voor te stel. En niemand sê nee vir 'n Jimmy sousie nie. So kom ons speel 'n bietjie, vat een en los een. Vir 'n botteltjie Jimmy sous, kan ek jou 3 vrae vra? Okay. Vir 'n bottel Jimmy sous, kan ek vir jou 3 vrae vra? Ek gaan vir julle 3 vrae vra. Boerewors of braaibroodjies? Boerewors. Boerewors of braaibroodjies? Boerewors. Braaibroodjie, man. Sê, okay, sê hom. Los boerewors vat Vat braaibroodjie. Jy sê boerewors. Ek sê boerewors. Wat sê jy? Boerewors. Braaibroodjies of boerewors? Braaibroodjies. Braaibroodjie. Braaibroodjie in. Ja. Okay. Boerewors. Braaibroodjies, ongelukkig. Jy? boerewors. Aha. Ys of mix? Mix. Ys. Het moet ijs wees. Okay, dit moet jy gaan hom skoon vat. Moet ijs wees. Hy moet koud wees, is al. Hy moet koud wees. Kos vat ys. Jy kan mix by die bierebene. Okay. Mense deel die ysie. Ja. Die mix. Ja, die mix vat die ys los die mix. Vat die ys, los die Kan mix. nie sonder die mix drink. Jy sê vat die mix, hy sê vat die ys, jy? Mix. Ys of mix? Ys. Ys of mix? Ys. Ijs. Mix. 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 Opblaasmatras of tent? Natuurlijk
Tent. Right. Opblaasmatras of tent? Tent, natuurlike tent. Ja, die tent moet saamgaan. Die tent moet saam gaan, right. Jou tent of jou opblaasmatras? Jou tent. Verseker jou tent. Liewer 'n dak. Ja, dit Tent. Tent. Jou opblaasmatras of jou tent? Definitief tent. Opblaas met Ja, slaap eerder tent. op die grond. Slaap jy oor die grond, maar jy het 'n dak oor jou kop. Ja. Ek sal sê opblaasmatras. Jy is alright om buite te slaap. Ek kan buite slaap, ja. Met die kinders van my wat die buitelewe geniet, voel ek ook bietjie hoe die Vitamiene D 'n man net beter maak. En as die kinders lag, dan lag die vrou en dan is alles oukei. Maar hy ou moet ook weer dink aan kos maak en ons het weer eens sout vergeet toe ons ge-60 het, maar ons het darm ons spices van Senior Chef gekry. My vrou is net glad nie beïndruk met my braai skills in die wild nie. So ek poog om dit reg te stel met die een ding wat ek altyd perfek braai. En dis 'n chicken wing. Maar ai, Is ek's rustig, hè? My lyf is 'n bietjie seer van al daai stoei gister, omdat ek nie weet wat ek doen nie. Maar ja, laat hy ou dink. Bietjie stilte, bietjie breaks tussendeur, bietjie net sit. Baie mense wil weet hoekom kamp? Hoekom kamp spesifiek? Die mense wie my ken, wie weet dis nie my vibe nie. Wil weet hoekom kamp? Dit gaan nie so seer oor kamp nie. Kamp is net die vehicle. Dit gaan oor ander ervarings, dit gaan oor om ander goed te doen. Dit is wat belangrik is hierso. Ons lewe in 'n wêreld waar alles gaan voor jou oë verby. Dis 'n tegnologie gedrewe ekosystem of wat ook al jy dit wil noem. Waar ja, dis net slaap, opstaan. En vir my is dit die manier wat ons memories maak. Ons maak memories met nuwe ondervindinge, nuwe goed wat ons doen wat ons nie sou doen nie. En kamp is een van die goed wat ek nie regtig sou doen nie. So deur so 'n experience aan te pak, gebeur daar nuwe eerstes. Vir my vrou en vir my kinders is daar nuwe eerstes. En 'n nuwe eerste is 'n baie waardevolle ding vir jou brein. Hy vat hom, hy onthou, my brand daar core memory of 'n ding in. En omdat kamp so veelsidig is en daar's soveel plekke waartoe jy kan gaan en daar's soveel goed wat jy kan doen, veral dan op die manier wat ek die kampeer konsep probeer bymekaar sit, dink ek gaan daar baie memories vorm. Ek is 4 dekades in wat my lewe aanbetref, waarvan die 4de dekade die minste memories het. Ek wil hê die 5de een met meer hê. Wat geniet ek sover die meeste? Ek geniet die feit dat anything goes in terme van 'n boer maak 'n plan. Jy het nie gekry wat jy gesoek het nie, jy het kos vergeet, jy het nie 'n spesifieke lepel of 'n dingie. By die huis is dit maklik, jy stap in, jy gaan kry die goed wat jy nodig het. Hier is dit soos van, ag man, let's make a plan. En almal doen hulle eie ding. Ons kan almal mekaar sien, maar almal doen hulle eie ding. En daar het ek nou net deur die mense geloop met my ou Jimmy souse. Mense is vriendelik. Jy het jou privaatheid, maar jy het ook jou oop deur. So at least in hierdie setup. Sal ek dit like om heeltemal remote te wees op my eie privaat en so definitief. Ek dink dit sal 'n absolute highlight vir my wees. Maar ons is hier reg vir dit. Nie meer hoe ons beplan het op die stadium nie. So sal ons tyd vat tot ons daar uitkom. OK, hier's 'n kamptip. As jy hou van tjoepry en die water is lekker, kry vir jou 'n tjoep. As jy nie hou van tjoepry nie en jy kamp in Antarktika byvoorbeeld, los die tjoep. Dis tyd om weer ons pad terug te klim na die kafee en net om duidelik te wees, is nie regtig so ver nie. Dis net ver vir my. Maar baie gesê, ek kry multsteek as ek na die yskas toe loop. What are we grabbing? Magnum. Ons het sommer die deposit gebruik vir yscream. Kan seker. Na ons die tube afgelaai het, gryp ons elkeen 'n roomys by die winkel en toe kry ons kans om 'n bietjie 'n ander pad te stap en te kyk wat nog hier by die Bergrivier oord is. Die baie bome maak jou stappie gerieflik en hier is heelwat vir die kinders om te doen, van parkies tot 'n petting zoo tot paintball teikens en toe vind ons trapkarretjies. Weer. Are you gonna sit in the back with that? What's the lap now? Okay, I'm using the wrong route. What am I doing?
Oh. Oh. Ek het nie brieke nie man. Waar is my brieke? Oh, there's the brick. Okay. Wow. Amper dit is 'n bietjie van 'n ongelukkie. That's going fast now. Wee. Other way. As I go. Ten. Ja, ons probeer op 'n mission kom om te kan paaseiers wegsteek, maar hierdie gordyntjie het 'n spy. Hierdie gordyntjie is te slim. Hierdie gordyntjie weet hier's iets aan die gang. O, as dit daar's 2 lanier eiers. Daai venstertjie gaan nou weer oop gaan, daai gordyntjie. Ja, hallo die klein. Hy kom wel die hele tyd. Hy spy die hele tyd. Hy sê dat nou net hy spy. Hierdie nou maar paaseiers oral. Die wat hulle nie vind, die sal 'n ander kind seker maar vind. En kan hulle iets mee maak. Come outside. I saw that bunny. Yes, I saw him. What? Those you look for more. those you find hidden you can eat. Come, Dianu. Come Why? here. Is it too early for Easter? Bootie's gonna find all of them. Booty already has 3, Dianu. Come, Bootie. Come, Dianu. Booty already has 3 Easter eggs. Look. Dianu is literally walking past it. Oh, Dianu found Oh, Dianu found the You need to special find egg. golden egg too. Find the golden egg. Maybe it's on the mountain. Have you got the golden one? Yeah. Find Dianu. Look. Ons het paaseiers wegsteek nou na 'n totale ander level toe gevat. Met 'n ander level bedoel ek ons het dit op die grond neergesit. Maar Boetie het later 'n paar van sy paaseiers wat hy gevind het net weer weggesteek op die oord en random kinders kon dit vind. Alright, everybody got eggs? Na ek vraag baie met doom intimideer, besef ons dat ons laaste dag amper tot 'n einde kom. En siende dat dit begin laat raak, besluit ons om so 'n bietjie familietyd in te werk met board games. En met Boetie wat maar net 4 jaar oud is, maak ons sommer ons eie reëls op. En in die game moet jy probeer snaaks wees en almal anders moet probeer om nie te lag nie. I'm going to do a yoga position. Mom's position. Okay, Bootie's turn. I am the same and I'm going to do yoga position. And it's Diana's turn. That is actually funny. What are you doing? What are you doing? I didn't Get laugh. physical close to someone I and you didn't can laugh. just I stop touching them. I didn't They're laugh. getting the Easter eggs. They're getting them. Look. Okay, next. Your turn. I'm going to do push-ups. I'm officially gonna kill a dead person. I like that. That was funny, huh? All you guys are lose. Yes. I am Eastern European Santa. What do you want for Christmas? I don't know. A toy. No, you get potato. Come on. Okay, it's just my turn.
Okay. Look at me, Daddy. 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 Oh, that's just the face. Na 'n ordentlike lagsessie en die son wat gegroet het, sien ek 'n interessante geflikker by die bure se kamp. En kon nie help om myself voor te stel nie. Ek was bloot net te nuuskierig. Hallo. Ek hoor ek moet hier kom kyk hoe die dinge lyk. Apparently is dit hierdie is die elite kamp. Julle om as ek so afneem. Hæ? Laaste, mees absurdste ding wat jy al ooit gesien het. En dit moet seker ons projekte wees met die makeshift screen wat ons nou hier op kamp het. So met ander woorde, toe ek nou vir ander mense die gevra het. Ja. En hulle sê vir my byvoorbeeld skottelgoedwasser of so. Hulle het nou nog nie vir julle ontmoet nie. Definitief Hulle het nou nie. nog nie die mees absurde dinge gesien. Nog nie. Maar fantasties. Dis perfect. Jy sit op die gras buite. Wat meer wil jy hê? Wanneer kry die kinders 'n kans? Jy weet as kinders is met die foute technologies en om buite te sit, jy kry tyd. Die gaan ons op. Daar's 'n movie night na dit. Fantasties. Nee, ek het so by die huis, ek het ook so Is haar verjaarsdag ja. Miskien O, okay. Ons gaan nou houer. Ons kan nie vir haar sien nie, is iets op haar kop. Kan jy Ons dit wil gou jou. aftrek asseblief? Ons kan nie meer sien nie. Wat is jou naam? It's your birthday, right? Yeah. Okay, hold that microphone. What have you done today so far for your birthday? I went swimming. Yes, in the river. No, in the pool? in the pool. Okay. And that water slide over there. Nice. You went down the big slide. Yeah. Okay, that's cool. And what did you get for your birthday? Anything nice? Yeah. And do you love it that your entire family is here and friends and all that? Yes. Yeah? Are you going to sleep outside? No. No, not that fun. Well, happy birthday. And I hope it's you. wonderful years lying ahead for you. And that you get everything that you dream of. Thank you. Thank you. Na 'n ordentlike aand se rus waag ek om op te staan, want vandag is natuurlik die oppakdag. Gelukkig vir ons het die mense wie ons moet vervang op ons kampplek hul kamp gekanselleer. So ons het daarom so 'n bietjie meer tyd vir afslaan voordat ons die pad vat. Okay, wel 'n bietjie beter hier buite. Lekker dou op die gras. Ek het geslaap of ek gemaak is van lood wat sink. My lyf is nou nog seer van daai karavaanprobleme. Ek dink dit is Smiley se skuld, ek dink dis die opslaan skuld. Of nie die bed se skuld nie. Dis 'n lekker koele oggendjie. Lekker nat. Baie mooi misig wat hier op die rivier sit. Dis nogals iets om te sien. Nou is dit vir teruggaan. Dink jy ek het krag vir dit? Dink jy ek het krag vir dit? Vir al hierdie goed opslaan. Gelukkig het die kamp gesê, weet jy wat, die mense wie by hulle plek sou kom staan het gekanselleer. Hulle kan so klein bietjie later uit. Ek dink hulle het gesien toe ons hier aankom. Hierdie mense is nie vir oppak en ry nie. Hierdie mense het gekom om te kom sukkel. Steek 'n laaste vuurtjie aan voordat ons huis toe gaan. Ons gaan hom sommer nou laat brand terwyl ons oppak. Loop jy ouetjie, die laaste enetjie. Die vrou sê ek het aangejaag met die braai. Ek moet nou 'n braaibroodjie maak om myself te redeem. Jy braai altyd die beste. Ek weet nie wat dit met jou die naweek gebeur het. Kamp het met my gebeur. Buddy, Kom. die buurman sê nou net vra is dit nie te veel vuur vir 'n braaibroodjie nie. Ons wil net 'n breakfast braaibroodjie maak. Hy is natuurlik 100% reg. Dis hopeloos te veel vuur vir dit.
Maar ek wil nie met onnodige houte goed na huis toe ry. 'n Paar stukkies statehoed en 2 takke of wat, hè. So ek het nou maar net alles ingegooi. Miskien sal ek maar net hoender bymaak. Ek kom maar nou nie. Daar's hierdie oppakstorie is nou nie die in die wêreld nie. Seker maar deel van die dinge. Maar wat ons dink is as ons at least net eers die meeste in die kar het en die meeste goed uitgesort het, dan kan ons seker nou maar net gaan ons laaste ietsie braai. Maar hier's seile om skoon te maak en goed om te doen wat ek nou nie nou uitsien nie. Tensy dit was 'n goeie idee gewees om die kar se dieselgou te gaan volmaak voordat ons toe nou ry en dan met die karavane doen, want die naaste petrolstasie is fyn. Die issue is dat om haar te in en te uit, hulle is besig met padwerke. Ek het later aan myself gevind in 'n Checkers parking lot moet omdraai en sulke strooi. So ek sou gehakkel het met die karavaan, maar okay. Dis hom nou gedoen. Ons het nou 'n paar goedjies ingepak. Ons nog nie begin afslaan self nie, maar ons het 'n paar goedjies ingepak. Gaan gou 'n bietjie bacon maak en sommer hoenderbraai en sommer braaibroodjies ook en alles. Om net so 'n bietjie nog van die laaste dag vir ons te kan vat en te kan own. Ek sal jou sê die vlee net is net nie vir my. Ek kan nie ek hakkel bietjie met die vlee vanoggend. Dis die deel wat niemand vir my gaan sê, "Jy is maar net deel van kamp." Nee. Is jy nou kwaad omdat ek gesê jy kan nie braai nie? Nee, ek is eintlik kwaad oor die vlee, maar dankie dat jy dit weet, hè. Jy's die beste braaier ooit. Ek weet net nie wat het die naweek gebeur by jou nie. Jy het die hoender ook nog net in die vuur laat val. Ek het dit nie in die vuur laat val nie. Ek was besig om hier te werk. Die hoender in die vuur laat val. Daar's mos nou nie 'n ingeboude braai daar met sy ryltjies en maar is fyn. Ek weet almal het fancy braaibroodjie goeters. Ek het 'n braaibroodjie maak jy soos jy 'n braaibroodjie maak. Daar is nie van chutney en biltong en dit en dat en sulke goeters vir my nie. Dis kaas, eie, tamatie. That's it. Jy kan 'n bietjie spices gooi as jy wil. Oh, look what you slept to it. Look what you slept to it. Oh! A ginormous spider. Kyk, dit klink my ons het apparently met 'n spinnekop geslaap gisterand. As ek so klink na wat hier in die karavaan aangaan. Beer. Dionay. Daai is 'n spinnekop nie. Daai is 'n flippin krap of 'n muis of 'n ietsie. 'n Krap. Dis 'n ding. En jy het saam met hom geslaap. Wat se kant was hy ons kant? Ja. Anyway. So 'n braaibroodjie is maar net 'n braaibroodjie. Kinders like net 'n cheese grill. Hulle is nie veel gepla oor enigiets anders nie. Kaas en botter. Ek kan alles handle, ek's baie lief vir die natuur, maar daai is not a yoga. Daai is nie Wat het jy ontdek daar? Kom vertel vir my. spinnekop. Dit's nie 'n spinnekopie nie, dis 'n spinnekop onder die beddegoed. Heeltemal opgedonder hier alweer. Met daai crispy chicken wat ek daar in die gang het. Daai hoender is 'n kompleet gemors. Dit het eers binne in die vuur ingemors. Nou ag, wat. I'm sweating even now of the sceneries. Vrou is besig om haar dood te stres. Hoe groot was hy? Nou wat dink jy nou regtig? Hy was die heel aand daar. Ek is 100% oortuig daarvan. Pak swart. Terrible. So ja, ek het my dinge te sê gehad. Kyk hoe rook die ou. Hy sê so vir homself so te gaan, maar die kolle is hopeloos so warm. Wag, laat ek net daar fokus. Wag. Wat ding se tande? Dis nou waar ons aangegaan het. Want is groot.
En jy nog nooit so 'n spinnekop gesien nie? Kyk, daar is die krab. Die krab waarvan my vrou nou net gepraat het. Dit was so lank gewees. Hy sal nie gebyt wees, hy sal lankal gesê het, hy juk of wat. Daar is my nie aan, is 'n chom nie. Ons het net lekker, ons het gister vir ons 'n troetelspinnekop gekry. En ons het lekker gelê in die bed en met ons troetelspinnekop gekamp. Dis al wat gebeur het. Ek is dan nou besig om hom te braai. My vrou is so kwaad vir my, weet jy, kan braai vir die kampstorie nie. Sy gee nie eens vir my, sy het nie eens vir my eie hoender of my eie braaibroodjie gegee. Ek weet nie eens waar dit is nie. Sy is so kwaad vir my oor dit. Baby, waar is die kos? Waar is die kos? Ja, maar wil jy hom nou self proe? Sien julle waarheen moet ek gaan? Hierdie is 'n persoonlike aanval op my. Mense gaan dink ek is 'n baie onbeskofte vrou. Gaan. Gaan. Na ons geholp het met 'n krab, moet ons seker nou maar 'n slag regtig begin oppak. Ons oorleef nog 'n skeidtoets in die proses, maar hier waar ek nou sit en na alles kyk en edit en die kans kry om weer te kamp en dit met jou te deel, besef ek waar jy gaan, waar jy is, wat jy beplan, dis eintlik alles irrelevant. Saam met wie jy dit doen, is die heel belangrikste. En alles verder raak jy moeite werd, half outomaties. Ek weet dalk nie regtig hoe om te kampie, maar ek is dankbaar om die kans te kry en om 'n wêreld te meet wat ek nie ken nie. Ek dink ons almal skuld dit vir onsself om dinge te ervaar wat ons nie oordink nie of selfs soms vermy. Jy leer goed van jouself ken en van jou mense. Hierdie was net 'n toetsepisode. Dit was net 'n idee, net 'n konsep. Kom ons gaan kamp, kyk of ons dit kan doen. En wil ek dit weer doen? Ja, verseker, want dis hoe ons kan memories maak en 'n visuele dagboek bou vir die kinders. Dankie dat jy saamgekom het. Het jy 'n gunsteling plek waar jy gaan kamp? Laat weet my gerus in die kommentaar. En as jy my en my familie se avonture geniet het, deel dit gerus. Nou ja, tot volgende keer wanneer ons weer vra. Kampeer. Teen die mure te hang, nee kyk, ek het klaar besluit. Kamp is net 'n fancy woord vir sukkel.